Julle hoef nie te weet wat ek voor gesê het nie. Ek is vanoggend so bewus van die feit dat die Here eerstens wil kom iets aanspreek. En ek weet is van julle wat hierdie moet hoor vanmôre. Dit wat jy verduur het en verdra het, hallo? The Lord will not keep it against you. Kom na my toe, sê die Here. Dit wat jy verduur het en verdra het, to keep the peace. Hallo? Kom sê die Here, hou ek nie teen jou nie. But please make sure that we don't do it again. Ek weet nie wie moet dit volgende hoor, maar ek wil vir jou sê. Die Here sê vanoggend, dit wat jy verduur het en verdra het, hou ek nie teen jou nie. Amen? Ok, vir wie ook al dit is, is julle reg vir die woord? Dankie tog, hierdie koffie is amazing. Vanoggend gesels met jou oor die spieël. Nou gaan julle almal wonder, tog, gaan dit nou weer oor selfrefleksie en binne kyk en al, nee, dit doen nie, relax. Nou, ek wil begin deur hierdie stelling te maak. Die spieël is nie daar om mee te spog nie. Jy sien, want ek en jy is nie hier om goed te lyk nie. Ek en jy is hier om meer soos Jesus te word. Nie gedink ek gaan daar amen kry nie. Ek wil julle 'n storie vertel. Soos julle kan sien, is hierdie 'n storie van lank terug. Maar ek is in die gym. Ek is in die gym. En julle ken vir pastoor Jan wat al hier gepreek het. Pastoor Jan en ek het gejim. Maar soos gejim hoor. En ek is in hierdie gym en ek hou so mense dop, jy weet. En ek kyk hoe hulle voor die spieël staan en ek ook natuurlik. Dan kyk jy nou, verstaan ek het nou arms gedoen, so ek het bietjie hoe hy, jy weet hoe hy so sny. Van hy manne soos ek soos eeuw. Klim dalk van die sous af. Jy weet of hulle staan daar, as jy my wil wen in die gym, dan gooi jy gewig neer. Hier, staan ek soos, okay, kom ons, Jesus. Ek hou nie al van as iemand soos, en dan ek soos, jy weet, en as hy die spieël sien, is dit soveel erger. Okay. Nee? Okay, dis die gyms waar ek vandaan kom, Mpumalanga. Jy weet, en ek het eendag 'n ou gesien, hy stap verby die spieël en hy soos, en hy stap so aan, en ons oefen die dag en ons doen skouers. En my skouers toe ek gejim het, is die wat die vinnigste sny en die vinnigste alright lyk. Okay, nou lyk dit net soos 'n hoopie. Maar, en ons gym die dag skouers, en ek kom agter my, my skouers sny, my skouers lyk goed, hè. Ek sien hoe sny hulle, en dit lyk mooi, en ons doen snywerk. En nou as jy weet hoe snywerk werk, is jy begin op 'n groot gewig, en dan doen jy die oefening, jy gaan al hoe laer met die gewigte, dan lyk jy as iemand nou daar aankom, maar jy gym nou al vir 40 minute, en iemand kom aan, en jy staan met daai pink 2 kilogram gewig, en jy sê, en jy kry, hy moet hier kom, en jy kry hom nie daar nie, dis wat gebeur, as jy snywerk doen, en ons is besig met snywerk, en nou bestaan kom ek agter, ek soos, sê, hier lyk nogal prut, tussen al die vet, maar ek lyk goed, jy weet, en ek hou myself so dop, en pastoor Jan, sê vir my hierdie, hy sê vir my, dis nie waarvoor die spieël daar is nie. En ek is soos, whatever do you mean, sir? Ek meen, het jy hierdie goed gesien? En ek hou dop hoe almal in die spieël kyk, as hulle, verstaan, maar as hulle klaar is met hulle rep, dan kyk hulle in die spieël eers, dan sê ek soos, okay.
En as jy bene doen, kyk jy nie in die spieël nie, want jy loop so huis toe. En as jy die kar klim, maar weet jy om die klats te trap, want dit bewe so. Die van julle wat nog nooit gegym het, ek vertel julle nou 'n secret. Jy hoef nie te gaan om te gaan uitvind nie. Ek vertel jou sommer. En hy sê vir my, dis nie waarvoor die spieël daar is nie. En ek sê vir hom nou, wat bedoel jy? Verstaan nie wat jy sê nie. Hy sê, hoe dink jy sit ons voor die spieël en doen, jy weet, dis om jou bicep te checkie. En ek nog, maar dit is, ek check hierdie ding. En hy sê vir my die volgende, hy sê, dis nie waarvoor die spieël daar is nie. Die spieël is daar, hoor mooi, wat hy vir my sê, om vir jou te wys hoe jou oefening lyk. Die spieël is daar om vir jou te wys hoe jou vorm lyk, sodat jy kan agterkom, ek moet die gewig presies so optel, maar nou sien ek in die spieël, my hand is so. En daai klein verskilletjie maak 'n verskil aan waar die spier sny. Waar is die gymmers? Julle sal weet. Hulle is nou nie vanoggend hier nie. Te bang om hulle hand op te steek, want hulle lyk nie meer. Of hulle gym nie. So, as jy in die spieël kyk, is die spieël daar om vir jou te wys hoe jou vorm lyk, sodat jy die oefening nie verkeerd doen nie. En ek is soos, wat? Jy moet ook vir die res van die mense dit ook sê. So, want die spieël is eintlik daar om vir jou te help om reg te maak wat verkeerd is. Die spieël is daar om vir jou te wys hoe wat om reg te maak wat verkeerd is. Soos dat wanneer ek voor die spieël staan en ek is besig met my oefening, moet ek nie besig wees om dit te doen nie, maar ek moet my skouers optel, my elmboog. So dis wat ek sien en ek kom dit agter. Van julle is nou soos, wat gym hierdie ou? Ja, dis 'n oefening. Waar is die gymmers? Julle sal dit weet. Verstaan? Ek gaan staan en ek is hier. En ek weet, ek moet presies 90 grade met my skouers wees. So die spieël is daar om dit vir my te wys. As die spieël nie daar was nie, dan staan ek hier en lyk of ek butterfly swem. Iets is nie reg nie. En ewe skielik toe ek aan hierdie storie dink, soos julle weet, ek hierdie week het Pastoor Jan gepraat oor die foon, toe dink ek Jan so. Dis hoekom julle preek het oor dit. En toe Jan dit vir my sê, die spieël is daar om jou vorm te wys of wat jy verkeerd doen, stap hy weg. En ek is half so geïntimideer deur daai spieël ewe skielik. So nou as ek opstaan, want julle weet mos in die spieël by die gym, by die gewigte is daai groot, lang spieëls, nê? En dan kom hy ou wat vergeet het om bene te oefen aan. Bolyf is so massief en sy bene is sulke krietjies. Die Johnny Bravos. Hulle lyk so Johnny Bravo. En dan sien ek hulle staan daar. En nou so testosteroon wat pomp en is al hierdie dinge, maar hulle is heeltyd in die spieël en hulle kyk hoe hulle lyk. En ek is so gekonfronteer deur die spieël dat ek glad nie meer op wil kyk nie. Want ek het die gewoonte gehad om te kyk hoe ek lyk in die spieël. En in baie spieëls is ek so, o nee. Hierdie spieël lyk die angle op my lyf nie goed nie. Meanwhile is dit glad nie die spieël nie. Hallo? Dis maar, ja, hoor nou, hoorie, ek is so bly julle maak hierdie verskonings, want dan gaan julle hierdie preek like. Sien die spieël se skuld hier, dis die ligte. Dis nou maar dit onbewolk buite is vandag, al lyk die lig, ja, ek hoor julle. En toe het my sê, toe dink myself, ja, en ek herinner myself vandag aan, en ek kan nie glo, dis nou jare later, en die Here laat toe dat ek nou oor dit preek, want ek het dit so half so 'n bietjie vergeet. En ek is so bewus van die feit dat hierdie woord is vir my en jou gegee om nie te sien hoe sterk ons is nie. Om nie te wys hoe geestelik ons is nie. Of hoeveel kennis ons het nie. Ons gebruik hierdie woord om onsself te laat goed lyk baie keer. Hallo? Want daar's enigiets in hierdie skrif wat ek kan aanhaal en dit van toepassing maak op my slegte besluit. Hallo? Ja. En is gewoonlik daai skrif wat ons uit konteks uithaal, né? Is gewoonlik daai ene. Jesus, ek het al goeie stories gehoor van mense dan ek soos dis nie wat die Bybel daar bedoel nie.
Ek wil vandag hierdie gevaarlike ding sê. God het nie sy woord gegee, sodat ek en jy onsself kan bewonder nie. God het sy woord gegee, sodat ek en jy meer soos sy seun kan word. Nou, as jy jou Bybel het, blaai gou vir my na Jakobus 1 toe. As jy hom nie het nie, is dit op die bord. My lintjie is nou hier so tussen in die hele argiewe van my Bybel en maar is hy agter eers. Jakobus 1 vers 22. Hy sê, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat jouself bedrieg nie. Hallo? Want jy sien, dis lekker om vandag hier te sit en te hoor wat die Here sê, en dan sê jy vir jouself, "Jog, ja, die Here praat nou my sonde so raak vanmôre." Och, pastoor, hierdie was so 'n mooi boodskap. Dit het my so verander hier binne. En dan volgende Sondag as ek soos, ek sien nie dat er iets verander nie. Hallo? Maar waarheid maak maar seer as die spieël so vir jou kyk. Hy praat eintlik hier van 'n, ek wil sê interne bewusmaking. Dan gaan hy verder en hy sê, want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Nou van die vrouens, veral my vrou sou nou getuig van die feit van, het jy in die spieël gekyk vanoggend toe jy aangetrek het? Asof, wat bedoel jy, hierdie klere pas by mekaar, en sy sê, nee, dit doen nie. Nee, dit doen nie. Ek het volgens myself baie netjies aangetrek voor ek Marisaan ontmoet het. Ek het baie cool gelyk. Baie cool, want daai look het haar gekry. Hallo? Hallo? Moenie nou die Here hier bring nie, Marisaan. Dit was die look. Hy sê, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet, die wet van vryheid, en daarby bly en nie 'n agterlose hoorder word wat vergeet nie, maar 'n daadwerklike doener wat gehoorsaam is, hy sal geseënd wees en God se guns ervaar in alles wat hy doen. Jakobus vergelyk die woord van God nie met trofees nie. Hallo. Hy bereik nie en gebruik nie die woord van God om te kom sê, weet jy vir wie ek al gebid en wat die Here gedoen het nie. Hallo? Hy kom en sê nie, kom wys vir my jou medaljes en jou wat noem hulle daai goed in die arme, jou rank goed, wat noem hulle daai? Dit. Hy sê ons is nie daar om te vergelyk oor wat ons al gedoen het vir die Here nie. Hy kom sê dit moet vergelyk word met die spieël. Want jy sien, die spieël kan nie jok nie. Jy agtergekom 'n spieël kan nie jokkie. Jy geweet 'n spieël kan nie jokkie, behalwe hierdie fancy nuwe goed wat hulle ombuig en goed, en dan kom jy dan met jy groot kop en 'n vet lyf en al daai fancy goed, maar regte spieël nou. Ek wou 'n spieël volgende vir julle bring, maar ek's bang as ek 'n spieël sien, kyk ek gereeld in hom. Ek weet nie hoekom nie. As ek in iemand se kantoor sit en hy sit voor my en ons 'n spieël, dan sê ek heeltyd soos, ja, hoor wat jy sê. Ons doen dit, wees gou eerlik, as daar 'n spieël is, hoeveel keer kyk jy vir jouself in daai spieël as jy iemand in 'n kantoor of by 'n plek kom? Hè? By die dokter is dit verskriklik. As ek sê, Vaderland, maar Here, ek is grys hier. Genade. Goeie grond. Ons bly kyk. 'n Spieël kan nie vlei nie. 'n Spieël kan ongelukkig net openbaar. En elke oggend, wat ek en jy in die spieël kyk, bewonder ons nie onsself in die spieël nie. Het jy al agtergekom? Kom ons sê vandag mekaar eerlik. Ek stap nie spieël toe om myself te gaan bewonder nie. Ek stap spieël toe om te kyk wat fout is. Nie waar nie? Ek en jy onbewuslik stap spieël toe om te kyk wat fout is. Nou ek het die voorreg om baie keer daar te wees as my vrou aantrek. Dan vra sy vir my, ek wat ook waarheid is en waarheid praat, vra sy vir my, lyk hierdie reg? En sê ek van ja, dit lyk reg.
Nou het ek geleer om net stil te bly as hy my vra of dit reg is. Want dan gaan sy spieël toe, hy wat nie jok nie, dan trek sy alles uit en begin oor. En dan sê ek soos, hoekom was ek hier? Hoekom het jy my gevra? Kom, waar is die getroude mans? Nee? Hoekom het jy my ooit gevra of dit reg lyk, want jy het net al alles verander. Nee? En dan is dit die hele outlook, maar net die skoene het nie gepas nie. Hallo? En dan kom hier die vervlakste spieël, en hy sê, Dan sê ek soos, maar ek het mos nou gesê, dit lyk ook, la. Nope. Sien hoe dit werk nie? Nie waar nie? Want die spieël kan nie jok nie. Die spieël is daar om die foute uit te wys. Nie waar nie? Hy is daar om te wys wat verkeerd is, om aandag te gee aan dit wat nodig is. Daar's nie 'n persoon wat ek ken, behalwe myself, wat in die spieël kyk en sê, Jesus, jou hare lyk verskriklik vandag. En dan gaan jy dorp toe nie. Nee? Ek kan nou vir julle getuig, dit is goed dat ek nie hare het nie, want jy kan vir mense vra wat my lank ken, ek het nie daarin geglo om hare te kam nie, dit is nou vir my onnodig. Hoe hy is wat hy is, ek was hom, maak so 'n gat ons papie, dan hoe hy lê is hoe hy lê. Ek het jou gevang met daai hare, Marizaan, ek noem dit nie. Ek het nie. Ek het nie. Die Here het geweet, ek moet my hare sny voor ek jou ontmoet. Jy sien, die woord van... Ai, toch. Ai. Dankie. Die woord van God kom om my en jou 'n paar dinge te kom wys. Want jy sien, as ons die woord van God gebruik as 'n spieël, dan kom wys God op trots, en ons ignoreer dit baie keer. Net soos ons nie in die fisiese riekelm waar ons vandag leef, in die spieël sal kyk, wat 'n vrou gaan in die spieël kyk, en jy is nie tevrede, en dan gaan jy uit nie. Wys gou jou hand, ek wil regtig vra, hoe het jy daai oorwinning gekry? Dit gaan oor hoe ons lyk, dit gaan oor hoe ons uitstap, nie waar nie? Kyk, jy kan met my toer as ek 'n hemp aantrek en ek kyk in die spieël en hy te kol, dan gaan dit met my sleg. Maar dit is so hierdie realiteit, want ons ignoreer dit nie. God kom wys bitterheid aan en ons verskoon dit. Ons kan 'n verskoning uitdink vir dit. God kom wys onvergewensgesindheid uit en ek en jy het die vermoë om dit te regverdig. God kom wys vir my en jou sonde en ons verduidelik dit weg. Kom nou. Wees eerlik. Ons het altyd 'n verduideliking vir die goed waarvan ons hou, want die doel van die spieël is nie bloot vir inligting nie. Hallo? Die spieël is nie daar vir inligting nie, die spieël is daar vir transformasie. Die spieël is daar om transformasie aan te kondig. Nie waar nie? Om te kom sê, okay, die skoene pas nie by die hele outfit nie, so kom ons hou die skoene en change die hele outfit. My God is so groot, so sterk. Lukas 18, vers 9 tot 14 sê die volgende. Want ek wil vandag sê, ek en jy het nie die voorreg om die woord te gebruik om onsself tentoon te stel nie. Hy sê, hy het ook hierdie gelykenis vertel aan sommige mense wat op hulself vertrou het en oortuig was dat hulle regverdig was, terwyl hulle op ander neergesien het. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid, en een 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. Die fariseer het self voldaan gegaan staan en by homself gebid. O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers of selfs soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer per week, ek gee 10des van alles wat ek ontvang. Maar die tollenaar het op 'n afstand bly staan en wou self nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors gestaan, in nederigheid en gerou, en gesê, O God, wees my, sondaar wat ek is, genadig en barmhartig. Want jy moet iets baie belangriks hier sien. Hoeveel keer bid ons vir die Here en sê, Here, dankie tog, ek is nie soos daai ou nie. Hallo? Kan ek 'n bietjie verder vat? Hoeveel keer bid ons en sê, Here, kan ek meer soos daai ou wees? Dis nie skrif wat ek sien nie, want daai ou staan nie in jou spieël nie. Hallo?
Daai ou staan nie in jou spieël nie. Daai ou kan nie wees dit wat die Here wil hê jy moet wees nie. Dan gaan hy verder, hy sê, ek sê vir julle, hierdie man het geregverdig huis toe gegaan. Vergewe van skuld, van sy sonde, en hy's in regte verhouding met die Here. Hoekom? Eerder as die ander man, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, maar hy wat homself verneder, sal verhoog word. Wat kom sê hy? Hy kom sê nie, ek en jy as kinders van God moet net verkrippeld en versimpeld wees nie, en ek sê dit met baie liefde, want ons het altyd hierdie ding, dat ek en jy as kinders van God moet net heeltyd sê, ag, dis reg, dis okay. Nee, ek en jy as kind van God is gemaak om op te staan, met die leeu van Juda staan saam my. Ek en jy is veronderstel om te gaan na iemand toe en sê, hey, as gevolg van dit wat die Here gedoen het, gaan hulle dit like? 10 glad nie, maar dis okay. Want hierdie is my spieël. Hierdie is waarin ek kyk. Hierdie is wat sê wie ek moet wees en wat ek moet wees. God gebruik godsdienst soos iemand wat voor 'n gymspieël staan. Hy vat hierdie woord van my en jou en hy sê, kyk na homself, kyk na jouself, kyk wie jy is. Bewonder jouself. Kyk waar is die fout. Vergelyk jouself nêrens nie. Het jy ooit gesien? Ek het hier voorreg gehad om langs groot gym ouens te staan, as ek soos, okay, julle moet lekker, ek gaan nou maar. Nee, ek gaan 'n bietjie swem. Jy weet, as daai ouens inkom, hy ons gesny soos 'n lokasiebrak. Alles wys en is so styf. Nee? Dit was die sê ding. Nou sal almal soos wagvat. Kan ons net eerlik wees? Dis die waarheid. Ons niks fout met dit nie. Maar hier's my vraag. En dit wil ek vandag hou op lag hieronder. Die tollenaar slaan op sy bors en hy roep uit, God, wees my as sondaar genadig. Die een gebruik God se waarheid om homself te verhoog. Die ander gebruik God se waarheid om homself te verneder. Kan ons dit vang? Kan ons dit gehoor? En toe Jesus die nederige man wat regverdig huis toe gegaan het, toe noem hy hom. En ek wil vandag vir jou sê, baie mense lees die Bybel vir bevestiging. Baie mense lees die Bybel vir myself, terwyl God die Bybel gegee het om my en jou reg te help. So 'n bietjie korreksie te gee in dit wat ons doen. Baie mense lees die Bybel vir komplimente. Nie waar nie? Hulle gaan soek daai lekker voelskriffies. Né? Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Dis die waarheid, dis absoluut die waarheid. Maar as ek daai skrif gebruik om seker te maak dat ek hemel toe gaan, of om seker te maak dat ek in right standing met God is, wat ek vandag vir sê, is dit glad nie die rede waar daai skrif geskryf is nie. As jy gewonder het, Jesaja 43. Ek wil een van die grootste skrifte aanhaal, wat ons uit konteks uithaal, en ek het dit al baie gepreek, en ek sal dit aanhou preek. God gebruik die skrif vir transformasie, nie vir voel goed nie. Amen. Ek het soos julle optree. Wat is die bekendste skrif oor dit gaan goed met die mens wat die Here lief het? Wat is die skrif? Romeine 8:28, nie waar nie? Ons kan hom aanhaal soos dit. Hallo? Nee? Romeine 8:28, papie. Alles werk in goeie meer vir die wat die Here lief het. Waar is die jammers? Julle ken hierdie een. Hæ? Alles werk in goeie meer. En as ons soos, yes, check hierdie ding. Dis ek raak sommer styf nou waar ek dit. Maar ek wil jou vra, wat sê vers 29? Sê hom uit jou kop uit. Is die airtime nou klaar, of wat nou? Want hy sê, alles werk ten goeie meer vir die wat die Here lief het, vers 28, maar wat sê vers 29? Wat sê dit wanneer die spieël terugkyk en nie iets reflekteer wat ek moet verander? Om dit in vervulling te sien. Hy sê in vers 29, want die wat hy van tevore geken het,
Die het hy ook van tevore bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Wat kom sê hy? As ek hom van tevore geken het en sy naam groot gemaak het en ek is in verhouding met hom, hy wat my ken, daai skrif is van hom op toepassing, nie van jou wat net vandag die Here nodig het nie. Dis eintlik wat hy sê. Dis wanneer die spieël nie vir my wys hoe goed ek lyk nie, maar vir my wys wat ek verkeerd doen. Want dit is sy doel. Dit is sy doel. God se doel is dat ons indrukwekkende kinders van God moet wees. Maar God se doel dat ek en jy moet soos Jesus wees. Hy het nie gesê ek en jy moet hierdie indrukwekkende, asemrowende kinders van die Here wees nie. Nee. Want dit sal jy wees wanneer jy in verhouding met hom is en almal sal dit sien. Oh. Okay. Die geweet dat as jy die verkeerde vorm gehad het in die gym en jy doen iets verkeerd, dan ontwikkel die spier wat jy aan aandag gee verkeerd. Hy ontwikkel verkeerd en dit lei tot 'n besering. Dis hoekom dit so tegnies is om te weet, gewriggie oop, gewriggie toe, gewriggie wat ook al. Dis alles wiskunde. Want ewe skielik sit jou bicepie op jou elmboog. Huh? En dan gewoon skeer jy 'n vet. Die spieël is daar om my en jou te kom wys wat ons verkeerd doen. Hierdie skrif is daar om my en jou te wys wat verkeerd doen. En weet jy wat vir my mooi, wat ek en jy besef van die spieël is? Hy is daar om dit vir my te wys, dat ek en jy iets aan dit doen. En dit nie net los nie. En ek en jy die vermoë, dat wanneer ons voor die spieël staan, kan ons nie net dorp toe gaan en dit los nie. Wat 'n vrou gaan dorp toe as die lipstif hier oor gesmeer het? Jy gaan nie, want almal gaan soos, wat iemand al sê. Nee? Is die waarheid. Maar wanneer ons by die Here kom, dan is ek en jy bereid om met daai skewe lipstikstreep te gaan. Kan ek en jy ophou God se genade gebruik vir wat dit nie is nie. God se genade is nie daar dat ek en jy in ons foute kan leef en aanhou kan met dit doen nie. Sy genade is daar sodat ek en jy vry kan wees. Sodat hy vir ons kan wys, waar is die fout? Efesiërs 4:29, laat dan geen ongevoelige woord uit jou mond uitgaan nie, maar slegs woorde wat goed is, opbouend en volgens die behoefte en die omstandighede, sodat dit 'n seën kan wees vir die wat dit hoor. Hier links. Hoe praat jy oor die Here? Marisaan, bly stil. Okay, hier's vir jou, is jy reg? Hoe praat jy met jou huweliksmaat? Hoe praat jy met die mense wanneer hulle nie in die teenwoordigheid van die kerk saam jou is nie? Hoe lyk dit? Hoe lyk daai prentjie? Want as jy God kom praat oor gesindheid in Filippense 2:6, want hierdie gesindheid moet in julle wees ook wat in Christus was. Kan ek jou sê wat ek en jy goed doen? Wat in Christus was? Ons is so goed om sondaars lief te hê. Kom nou, ons is. Ons regverdig wat hulle doen en ons het hulle lief, want dit is my vriend of my familie of my kind of my man. Ek verdra dit wat in hulle lewe aangaan, want ek is lief vir hulle. So ek en jy kan dit verskriklik goed doen. Maar weet jy wat doen ons verskriklik sleg? Weet jy wat doen ons verskriklik sleg? Wanneer dit kom by die waarheid. Wanneer dit kom om te sê, yes, weet jy, ek kan nie hier wees as die gebeur nie. Ek het 'n sê ding gewoonlik as iets gebeur, dan sê ek vir die ouens, "Jesus manne, hierdie gaan sleg lyk op my CV, ja." Soos wat bedoel jy? Ek sê want dit wat julle nou doen is nie die weerkaatsing van dit wat die Here sê ons moet wees nie. En 99.8% van die kere doen hulle in elk geval nog steeds as wat hulle wou doen. Ek sit nie meer daar nie. Want ek en jy is van in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Ek en jy is gekies om anders te wees. Maar ek en jy wil baie keer te lank in die spieël kyk. En vandag wil ek vir jou sê dat daardie spieël
is op die stadium besig om jou aandag te besit. Is op die stadium besig om jou hart te besit. Is besig om te beheer hoe jy die Here aanbid. Ek wil vandag vir jou sê, het jy opofferende liefde? Dien ons nog mekaar? Weerspieël ons Christus in ons huise en in ons werksplek? Of is ek en jy daarom net te sê, dat weet jy wat die woord sê dit? Het jy agtergekom dat ek en jy vir ons die grootste woord kan uithaal uit die skrif uit om ons goed te laat voel? Hallo? Maar as ons daai skrif oopmaak, want van ons doen ons daai lirieke raai met die woord, Bybel. Weet jy wat is dit? Here gee my woord. En toe gooi hy almal dood met 'n Nee, wow. Nee, wow. Wow, nee Here, my vinger het gegly, ek is jammer. Ooh, daar is my knegg wat ek ondersteun. Ja, Here, hierdie is vir my, Here. Hallo? Hallo? Kom nou. Die Here kan dit gebruik, dis die waarheid, maar ek wil vandag vir jou sê, as jy die stem van die Here het die vermoë om jou wakker te maak met 'n skrif op jou hart en dadelik so toe te blaai en dit te lees. Want dit kom van hom af. Dis nie raai ripa nie. En ek weet dit en ek trap dalk op tone, daar is 'n teologie wat sê, vra die Here vir skrif. Dan gaan hy jou vinger daar stop, ek's jammer. Die God wat ek dien is in verhouding. Hallo? Dis in verhouding. Imagine net gou, ek moet 'n boek van my vrou hê. En dan moet ek so deur hom gaan. Ooh ja, jy is eintlik 'n nice mens. Want die boek sê so. Hallo? Nee, ek weet waar ons sy goed is. Ek weet wat sy doen. Soos ek 'n vriendskap het met van julle wat hier sit en met elkeen van julle. Ek weet wie jy is. Ek weet wat vir jou belangrik is. Dis vir my belangrik om dit te weet. Ek kan dit nie in 'n boek lees nie. Daar's nie 'n boek met die naam van The Ways of Tiart. As hy daar asseblief kan ek hom koop. Ek wil regtig so. Ek joke net. As daar 'n boek vir my vrou was, het ek 9 gekoop. Net. So hoor net hier wat ek sê. Dit is so belangrik vir my en jou om in verhouding met dit te wees, want dis hoe ek dit weet. Dis hoe ek iemand ken. Dis hoe ek iemand hanteer. Jy agtergekom, daar's mense in jou lewens wat saam met jou werk, wat saam met jou bly, familie, kinders. Jy hanteer elkeen op 'n spesifieke manier. Hallo? Want hierdie een hou nie van as jy op hulle skree nie. So dan skree ek nie op jou nie want ek kry niks uit jou uit nie. Elke vrou wat eers maar daar's 'n sekere manier hoe ek sekere mense hanteer. Daar's 'n sekere manier hoe ek sekere werkies vir sekere mense gee. Hallo. Want dis hoe dit is. En ek en jy het die vermoë, wanneer die Here met my en jou praat uit sy skrif uit, praat hy met jou vir wie jy is, die manier wat jy is, die manier wat jy hom hoor. Kan ek en jy ophou bid en vra, ag Here, kan ek asseblief hoor, soos wat Benny u stem hoor? Kan ek soos Benny die stem hoor? Die Here gaan 10 met jou praat, maar jy gaan dit nie verstaan nie, want hy praat met Benny op daardie manier. Maar hy wil in verhouding met jou staan, van hoe jy sy woord hoor. 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot oortuiging van sonde, tot regstelling van dwaling en herstel van gehoorsaamheid, tot onderwysing in die geregtigheid. Sodat die mens van God volkome en bekwam kan wees, toegerus en volkome toegerus vir elke goeie werk. Jy sien, hy het gesê nuttig en teregwysing. Die Here het my skrif gegee, dan maak ek oop en sê ek soos, o nee Here, ek het nie vandag krag vir hom nie. Nee, hou net bietjie vas. Ek sal môre. Môre het ek daai ene. Want jy sien, ek en jy is in 'n sondige wêreld en baie keer word ons ook so. Niemand hou daarvan om reggestel te word nie, hallo. Kyk, ek het so bietjie, my vrou weet ook, ek was die kind met baie foute op skool. En dat ek juffrouens gehad wat gedink het my vraestel of my boek is 'n inkleurboek wat net met rooi ingekleur moet word. Dan so sulke sirkels getrek en sulke pile en goed, dan kry ek so. Want ek hou nie van daai regstelling nie. Eendag toe gee ek vir my vrou 'n kerkblaadjie en ek weet daar's baie spelfoute op en ek gee hom vir haar en sy vul hom in en sy klap met 'n rooi pen. Julle, ek is so kwaad, ek bel haar sommer. Ek sê, dis nie nodig om dit so uit te wys met rooi nie. Want ons hou nie daarvan nie.
Ek hou nie van 'n rooi pen nie. Ek doen regtig nie. Want ons hou nie daarvan nie. Ons hou nie daarvan om gekorrigeer te word nie. Ons doen nie. Ons like dit nie. Het jy geweet dat die beste atlete is juist die beste as gevolg van die feit dat hulle bereid is om reggehelp te word? Het jy geweet dat die kinders van die Here wat die meeste vir die Here doen is die wat bereid was om te besef as hulle 'n fout gemaak het en iemand het hulle reggehelp? Ek weet van mense wat nie meer in hierdie kerk is nie as gevolg van die feit dat hulle reggehelp was. Waarheid, dit gebeur. Maar moet dit my en jou keer om dit wat hierdie spieël vir ons wys te doen en te leef? Glad nie. Jy geweet, en hierso gaan Isabel en Dion baie mooi saam praat, want hulle doen dit goed met my. Die beste musikante verwelkom korreksie. Isabel sê, nee, Bix, daai gaan nie werk nie. Okay, dankie Isabel. Sy doen net goed hoor, by the way. Jy geweet dat en ek sê dit met baie liefde, die beste ouens wat hier voor staan en hierdie ding vashou, is mense wat bereid was om iewers al reggehelp te word in die lewe. Is iemand wat nie aanstoot vat nie. Iemand wat bereid was om te sê, joh, okay Here, ek hoor wat jy sê. Ek wil vandag vir jou sê, as God iets in jou lewe uitwys, is dit nie daarom jou te verwerp nie, is daarom jou te leer. Dit is daarom jou iets te wys vir wat jy vandag nodig het. Die doel van hierdie woord van God is nie daar vir lees nie, dit is daar vir kennis. Dit is daar om die Vader se hart te wees, dit is daar vir transformasie. Dit is nie net daar vir inligting nie, dit is daar vir navolging. Dit is daar vir die doel dat ek en jy nie 'n argument hoef te wen met die woord nie. Jy geweet, jy kan hierdie ding nie gebruik om 'n argument te wen nie. Want ook wat iemand met jou stry oor hierdie skrif, het hulle nog nie die skrif gelees nie. Want dit wat hier binne staan verander lewens, nie jy en jou opinie nie. Sê gou Eina. Nou jy raai wat jou ouma vir jou altyd gesê het, die Bybel sê, waar? Liewe Jesus gaan jou straf. Nee, gaan nie. Hy gaan my nie straf omdat ek 2 suikerkoekies gesteel het uit die spens uit nie. Die van julle wat koekie gesteel het uit chocolates uit die spens uit, bely nou, het jou dief. Maar het hierdie skrif gegee sodat ek en jy op 'n plek kan kom wat ons nie bang te wees vir wat hier binne staan nie. Wie is bang vir Openbaring? Hande op. Sê ek nou hierdie holy molies in die kerk. Nee, pastoor, ons is nie. Kom nou. Ons is bang wanneer die waarheid gepreek word. Hallo? Nie waar nie? Weet jy wat die grootste PTSD, post-traumatic stress, wat mense in die kerk het? Is as jy vir my bid om te verbeter. Hallo? Of as jy vir my sê, ek moet geld gee. Dan raak ons so. Terwyl die skrif dit sê. Of wanneer ek vir jou sê, gaan lê hande op die siekes en gaan bid vir hulle, moenie vir my die werk gee nie. Ek kan nie. Fetusposisie. Nee? Ons doen dit. Terwyl hierdie skrif sê, ek en jy moet die spieelbeeld van Jesus probeer najaag en wees. Wat beteken, gaan dan heen. Gaan maak disippels. Hallo? Nee, pastoor, is jou werk. Jy is aangestel vir dit. Jy moet dit doen. Net jy kan dit doen. Nee, ek kan nie. Niks wat ek hier doen, wat op 'n Sondag hier gebeur, kom uit Bix uit nie. Ek wil hê jy moet dit weet. Dis regtig die waarheid. Want dit wat die Here hier doen, is net as gevolg van iemand wat sy hand opgesteek het en gesê het, ek sal luister as jy praat. Dis die waarheid. Gister het ek 'n begrafnisdiens gehad en iemand kom na die tyd na my toe en sê van, joh, ek dink daar was 'n beter manier om hierdie preek te preek nie. Ek wil net vir jou dankie sê. Ek sê asseblief moenie vir my dankie sê nie. Ek sê want ek het nie hierdie vermoë nie. Ek het nie hierdie talente nie. Ek het nie hierdie gawes nie. Dis hy wat deur my werk, ek luister net. Kan ek en jy op 'n plek kom wat ons doen wat die Here sê en nie skaam is vir dit nie. Kan ek en jy uitgaan en vir die spieël sê, o, dis wat fout is, kom ek verander dit. Daar's sekere goed waaraan ons niks kan doen nie. Dis hoekom ek nooit so in die spieël staan nie. Want dan sien ek hoe lank is my rug.
Daar's sekere goed wat ek nie kan verander nie, dis my gene. Okay. Maar daar's sekere goed waartoe die Here my en jou roep om te kom sê, ek verwag van jou hierdie. Kan ek gou vandag met jou iets deel? Die Here gaan jou nooit iets maak wat jy nie is nie. Hy gaan jou nooit maak wat jy nie is nie. Hy gaan nie die grootste introvert wat bang is vir mense ewe skielik 'n mikrofoon gee en sê go nie. As die oomblik dit nodig het, gaan hy dit 100% doen. Dit kan ek jou beloof. Al die introverte soos nope, nope, nope. Hy gaan. Want ek wil vandag vir jou sê, ek was ook 'n introvert lank terug in my lewe. Ek was, vra my ma. 7. Maar die probleem is, die Here kom en hy kom gee dit wat ek nodig het van jou. Wees wat ek nodig het van jou. Ek het vir jare in my lewe weggehardloop. Weggehardloop waarvoor die Here my al jare teruggeroep het. Want ek wou nie wees wat hy wou gehad het ek moes wees nie. En weet jy wat die eerste van alles, ons was bereid vir die veroordeling van die wêreld. As wat ons bereid was vir die verhewing van die Here deur my. Ons sal eerder baie keer deur die wêreld veroordeel word en eenkant toe gestoot word. En daai is vir ons nog steeds die moeite werd as om net vir die Here te doen en te sê wat hy wil hê ek moet doen en sê. Om my hand op te steek en sê, dis wat die spieël wys, dis wat ek bereid is om te verander. Die spieël is nie gemaak om met te spog nie, die spieël is nie gemaak om my en jou op 'n plek te bring van gemak nie, hy is daarom vir my en jou te kom wys wat fout is. Die Bybel is nie gegee sodat ander kan beïndruk word deur my en jou nie. Ek wil vandag vir jou sê, baie mense doen dit en hulle het hierdie verwagting. Hoor die pastoor, wat staan nou weer daar in Job 4? Nee, ek weet nie. Wat? Ek doen nie. Maar die verwagting is daar dat ek as pastoor, of ek as jy 'n kind van die Here, moet hierdie Bybel uit ons kop uitken. Dit maak dit moeilik, want hierdie woord is lewendig en kragtiger as 'n tweesnydende swaard. Jy sien, as ek hierdie boek vat en ek ken hom met my kop uit, dan word dit 'n skryfstuk. En moet my nie verkeerd verstaan, as mense wat regtig die woord goed ken. Dok Lemmer is een van die pastore en doktors in die Volle Evangelie Kerk. Hy ken die Ou Testament tot al hy name. Hy maak nie 'n Bybel oop, hy staan so, dan sê hy dit net so. En die boetie van die dit en die sussie van die dit en die dit en dan sê hy soos. Hy haal vir daai hele skrif aan sonder om een keer te kyk in daai Bybel. Hy ken die Bybel so goed. Verwonder ek myself aan 100%. Is ek dit 100% nie? Dis nie. My sien wil ek en jy skaam voor die Here staan terwyl die spieël kom wys wie jy is. Kan ek en jy ophou wees wat ons nie is nie? Kan ek en jy wees dit wat die Here ons gemaak het om te wees? En kan ek en jy die vrymoedigheid hê om te sê, ek weet nie. Want baie keer wys die spieël dit uit wat ek en jy nie ken of verstaan of weet nie, maar ek en jy moet dan bereid wees om te sê, hoekom wys die Here dit vir my uit hierdie skrif uit? Hoekom wys hy vir my hierdie veranderings? Hoor wat sê Hebreërs 4 vers 12 en ek begin afsluit. Want die woord van God is lewendig en kragtiger en vol krag, hoor mooi, en dit is skerper as enige tweesnydende swaard en dit dring deur tot die skeiding van die siel en die gees en vir die gewrigte en die murg en die beoordeling en die ontbloting van die gedagtes en die bedoelings van die hart. Ons haal altyd die eerste gedeelte aan in hierdie skrif, het julle agtergekom. Ek is onskuldig, ek bely. Wat sê ons altyd? Hierdie woord is skerper as 'n tweesnydende swaard, hallo? Maar sê ons dat hy beoordeel en ontbloot die gedagtes en die bedoelings van die hart? Haal ons dit aan? Hy kom sê eintlik vir my en jou, moenie hierdie skerp swaard wat die Here vir my en jou gegee het, gebruik sodat jy kan beter voel nie. Sodat jy jou gevoelens kan sus nie. Kan ek en jy die Bybel oopmaak om te vra hoe goed lyk ek, maar kan ek en jy die Bybel oopmaak om te sê, Here, wat moet ek verander? Here, wys my om nader aan U te wees. Jy geweet dat die kinders van die Here met die meeste verhouding met die Here is nie noodwendig die wat die skrif die beste ken nie.
Dis die wat hand opsteek om te sê, Here, hier is ek. Dis die wat toelaat, wat nie die skrif die meeste ken nie, maar is die wat toelaat dat die skrif hulle die meeste verander. Hallo. Ek en jy sal altyd kort val van die glorie van God. Maar ek en jy kan nie bekostig om in die spieël te kyk en nie te verander dit wat fout is nie. Want die tyd waarin ek en jy leef, die tyd waarin ek en jy is nodig dat ek en jy die waarheid weet. Amen. So die van julle wat nou vanmiddag huis toe gaan, nou by die spieël gaan staan. Ek ken nie 'n vrou wat nie aan haar hare vat as sy 'n spieël sien nie. Maar ek weet, die spieël is daar om vir my en jou te kom wys wat fout is. Nie om vir my en jou te wys en ons te los soos ons is nie. En daardie spieël is die woord van God. Daai spieël was nooit gemaak om my en jou te los wat ons is nie, want hy het jou lief genoeg vir wie jy is en vir wat jy is, maar hy het jou lief genoeg om jou nie te los waar jy is nie. Kan ek en jy hierdie woord glo? Kom ek bid vir jou. Vader, dankie vir u woord. Here, ek wil bid dat u ons sal vergewe waar ons dit gebruik het om ander te beïndruk of eerder onsself te verhoog. En Vader, ek bid dat u ons sal vergewe vir die kere wat ons dit nie gebruik het om onsself te verander nie. Vader, wys ons op elke verkeerde ding, elke houding, elke sonde, elke gewoonte, elke verkeerde patroon, elke area wat nog nie soos Jesus lyk nie. Maar Here, ek bid dat u ons die nederigheid sal gee om hierdie geleenthede van u wat ons kom help te ontvang, om gehoorsaam te wees, Here, aan verandering en om dit so te gebruik, Here. Vader, mag ons nie in die spieël kyk, in die woord van God kyk, Here, om antwoorde op al ons vrae en onsself te regverdig nie. Maar mag ons in die woord kyk om ons harte te verander, om ons lewens te verander en om 'n verskil te maak vir die koninkryk. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.